So ek het baie lank terug gepreek eintlik. So het seker omtrent so 2 jaar terug en ek het in 'n tyd deurgegaan waar dit 'n baie droë tyd in my lewe was. En die Here is baie getrou, ongelooflik getrou. Hy is net getrou. En in die tyd het die Here my 'n klomp goed gewys of geleer in die droë seisoen. Ek meen hy sal dat 'n man voor jou staan en omdraai en vir jou 'n skrif gee. En dan is die skrif vir jou bedoel op daai oomblik. So getrou is hy. So hy sal die klippe laat skree om by ons harte uit te kom. Maar in daai tyd het die Here saam my, hy was nooit weg nie. So daar's 3 goed wat ek vandag met julle wil bespreek, maar die eerste my titel van my preek is ons is meer as oorwinnaars in Jesus. Maar dan het ek 'n elips, doetjie, ten spyte van doetjie. So in die tyd van die disippels net na Jesus se kruisiging, ek meen die disippels het alles saam met Jesus beleef, sy kruisiging, sy opstanding beleef. En hulle het binne 32 jaar in die boek van Handelinge het julle geweet, binne 32 jaar was die gospel of die evangelie versprei. Sonder internet, sonder sosiale media, sonder motors, sonder enigiets. Het die evangelie gegaan. Was dit vir hulle maklik? En wat het hulle so committed, so verskoon as ek Engels en want ons lees Engelse Bybels. Wat het hulle so gedryf om dit te kon regkry? Ek meen, dit was regtig nie vir hulle maklik nie. Nou wil ek terugkom, maar ten spyte daarvan wil ek net sê, as hulle skade oor mense geval het, was die mense genees. En ek het vir die Here gevra toe ek moet preek, sê ek, Here, waarvoor moet ek preek? En toe sê hy vir my Kolossense. Toe sê ek, maar wat in Kolossense? En in sy getrouheid het hy vir my dit gewys, maar soos wat ek hier staan, as 3 aspekte is ek nog besig met die 3de ding in my eie persoonlike lewe. En ek moet vir jou sê, daar's baie onsekerhede in my lewe en ek dink ook in julle lewe. Dis nie altyd maklik nie. Die petrolprys is hoër. Dinge raak duurder, kos raak duurder. Filippense 4:19 sê dit en ek het vir julle 3 vertalings in die Afrikaanse gegee, maar ek wil graag na die onderste een kyk. En my God sal in elke behoefte van julle ryklik voorsien volgens sy wonderbaarlike rykdom in Christus Jesus. Nou ek het daai het ek so 'n bietjie gekursive. Want dis die geheimenis in Christus Jesus. En dan wil ek gaan na Johannes, die volgende slide Annelie. Johannes 16 vers 33. Dit sê ek vir julle, sodat julle vrede kan vind in my. In die wêreld sal julle dit moeilik hê, maar hou moed, ek het die wêreld klaar oorwin. En daai laaste deel, ek het die wêreld klaar oorwin, is die geheimenis. Maar hoe oorleef ons? Hoe doen ons dit van dag tot dag? Ek het 'n woonstel in PE en dit is die ding wat op hierdie stadium my as die een ding klaar is, dan gebeur die volgende ding. So het ek hom in die mark gesit en hy sou verkoop word. Ek het hom reggemaak, toe steel hulle al die kabels uit. Toe sit ek 'n sekuriteit in en toe ek nou uiteindelik die 25ste Mei sou die woonstel gegaan het. Toe reën dit in PE my dak val in. Spoel af tot in die matte. Op hierdie stadium is dit 'n groot, dis maar net die een ding op die ander. En dan begin 'n ou self ondersoek instel. So hoor ek van plase, toe Louis Elsie was, toe vra ek vir hom, hoe gaan dit? Hoe gaan dit daar by julle met al hierdie reën? Toe sê hy 80% van plase het weggespoel in patensie. Soos ek verstaan is daar lemoene en pampoene op die strand gewees. So maar hoe is ons dan meer as oorwinnaars? In hierdie omstandighede, hoe weet ons alles sal 100% okay wees? En ek wil vir julle sê, daar's nêrens in hierdie wêreld waar jy dit by 'n mens gaan kry nie. Of by 'n instansie gaan kry nie. Die enigste plek waar jy dit gaan kry is by Jesus. Waar jy kan weet,
dit sal oukei wees. En soos ek hier staan, weet ek, dit sal oukei wees, ook in my lewe. So Christian Horatio G. Spafford het in 1873 het hy in die Great Chicago Fire van 1871 het hy sy fortune of al sy geld en hy het sy hele plaas verloor. Askies? Sy hele rykdom verloor. En toe net daarna, hulle het 5 kinders, toe sy seun oorlede. En hy stuur toe sy vrou en sy kinders Europa toe, om te kyk wat hy kan uitfigure om hierdie ding te laat werk. En op pad het die boot gebots met 'n ander boot. Weet jy hoe dit gebeur het nie? En al 4 sy dogters is oorlede. So hy het in 'n kort tyd het hy baie verloor. En hy skryf toe hierdie liedjie, It is well with my soul. Nou kan jy jou indink, om deur soveel verlies, hy is toe op 'n boot, het hy gevaar na sy vrou toe, in Europa, en terwyl hy op die boot was, op die plek waar die insident gebeur het met dogters, toe skryf hy hierdie liedjie. When peace like a river attendeth my way, when sorrow like sea billows roll, whatever my lot, thou hast taught me to say, it is well with my soul. Nou gaan ek net aan, hy sê, my sin, oh the bliss of this glorious thought, my sin not in part but the whole, it is nailed to the cross, and I bear it no more. Praise the Lord, oh my soul. Hierdie man moes so 'n revelation gehad het, 'n openbaring gehad het van Jesus. Om te kon sê, ten spyte van, is ek meer as 'n oorwinnaar. So Kolossense, ek preek hoofsaaklik uit Kolossense is geskryf deur Paulus, en hy het hierdie brief vir Kolossie geskryf. Nou, hy was nooit self in Kolossie of in Laodicea nie, maar 'n deel van die skrif in Kolossense 1 sê dat the self-fulfilling power of the word, met ander woorde, die woord het 'n manier om homself te laat regenereer. Hy vloei. So alhoewel Paulus nooit in hierdie 2 dorpe was nie, was dit naby Efesië waar hy vir 2 jaar gewoon het. En die woord het aangegaan na Kolossie. En as ek jou kan lees Kolossense is 'n amazing boek. Maar nou wil ek teruggaan na die Ou Testament toe, aan die volgende slide. So ek gaan terug na Isak toe. So in Genesis 26 trek Isak na die land van Gerar toe, waar die Filistyne gewoon het. En toe sit die insident met sy vrou, Rebekka, en die koning, wat hy vir die koning gejok het, en vir die koning gesê het, nee, hierdie is nie my vrou nie. Want hy was bang geweest, en toe op die uiteinde toe vind die koning uit wat is sy vrou, en toe moet hy verder aangaan, en toe trek hy eers na Gerar toe, en toe na Beersheba. Van daar af het Isak na Beersheba toe getrek. En die nag, toe hy daar kom, het die Here aan hom verskyn en vir hom gesê, ek is die God van jou vader Abraham, moenie bang wees nie, want ek is by jou. Ek sal jou seën en jou 'n groot nageslag gee ter wille van my dienaar Abraham. Isak het daar 'n altaar gebou en die naam van die Here aangeroep. Isak het sy tente daar opgeslaan en sy slawe het 'n put gegrawe. So dis die 3 goed. Volgende skyfie. Dis die 3 goed waaroor ek vandag met julle gaan praat. Die altaar, die tent en die put. En ek gaan begin met die tent. So die tent, jy weet ek is 'n onderwyser, so ek is elke dag besig. Die meeste van ons is maar in die werksomstandighede. So ek is elke dag besig met die lewe, met my werk, met kinders, met personeel, met wat ook al oor my dag kom. So dit is waar die tekkie die teer slaan vir my, daar by die skool. En die tent verteenwoordig ons fisiese dag tot dag goed. Ons huis,
ons werk, ons tiendes, ons finansies, al daai goed. En ek gaan kortliks deur dit gaan, want elkeen van hierdie goed het sy eie preek eintlik. Maar daar is die Here, sy beginsels, ek wil julle moet mooi luister na wat ek nou sê, sy beginsels met sy krag in ons lewens trou, in ons fisiese dag tot dag. Goed soos saai en maai. In Galasiërs sê die Here, ek laat nie met my spot nie, wat jy saai, sal jy maai. Goed soos Matteus 5, geseënd is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Goed soos, wees versigtig, Spreuke 4:23, wees versigtig wat in jou hart omgaan, want dit is wat ook by jou mond uitkom. Dit werk nie op logika nie, maar dit werk in geloof. Ek doen my bes, en God doen die res. Ek is gehoorsaam aan wat hy vra, ek gee my tiende, ek is 'n goeie, hoe dit ook al vir jou uitwerk, daar's William het 'n baie goeie preek wat op YouTube is oor ons finansies. 'n Goeie rentmeester, ek maak my skatte in die hemel bymekaar, en nie op aarde nie. Dis 'n preek op sy eie. Maar volgende een, aan Kolossense 3, vers 22 tot 25, slawe wees in alles gehoorsaam. Nou, ons is nie meer slawe nie, maar ons werk tog vir iemand. Wees in alles gehoorsaam aan julle eienaars hier op aarde. Moenie net werk om deur hulle raak gesien te word, so in mense se guns te kom nie, maar werk met 'n opregte hart uit eerbied vir die Here. Wat julle ook al doen, doen dit met harte soos vir die Here en nie vir mense nie. Omdat julle weet dat julle van die Here as beloning sal kry, want wat hy beloof het. Christus is die Here in wie se diens julle staan. Die onreg doen sal gestraf word oor die onreg wat hy gedoen het. Die Here trek niemand voor nie. So wat jy ook al doen, doen dit asof jy dit doen vir die Here. Daar's baie keer goed wat van jou gevra word waarvan jy nie hou nie. En jy hou dalk nie vir die ou vir wie jy werk nie. Sou jy in so omstandighede wees, maar jy werk nie vir hom nie. Alles wat ons doen op hierdie aarde, doen ons vir die Here, asof ons dit vir hom doen. Dan Matteus volgende een, Matteus 25 vers 22 tot 23. Toe kom die een met die 2 goue muntstukke en sê, meneer, 2 goue muntstukke het u aan my toevertrou. Hier is dit met 2 ander wat ek wins gemaak het. Sy eienaar sê toe vir hom, mooi so, jy's 'n goeie en getroue slaaf. Oor min was jy getrou, oor baie sal ek jou aanstel. Kom in en deel in my vreugde. Dis die ander wat vir my belangrik is. Daar's baie meer, maar daar's 2 goed wat ek net wil uitlig oor die tent. Doen alles asof jy dit doen vir die Here. En die tweede ding, wees getrou in die klein goedjies. In die mundane goed. Want as jy nie getrou is in dit nie, kan die Here jou nie vertrou met die groot goed nie. So wat jy ook al doen, wees getrou in dit. En in die tweede ding, doen dit vir die Here. Nou gaan ek aan na die put toe. So, wat is die praktiese betekenis van die put in die Bybel? So in die Bybelse tyd was die put 'n baie belangrike ding. Toe Isak gegaan het, hy wat eers in die Filistynse lande, het hulle gegaan na waar die putte is, en al die beklei was altyd rondom die putte gewees, tot hy aangegaan het naderhand en sy eie put gegrou het. Maar water was in die Bybelse tyd 'n baie belangrike 'n noodsaaklikheid, want dit was baie droog in baie van die areas waar hulle gegaan het. So die putte was bitter belangrik, en dis ook waar mense bymekaar gekom het, waar hulle water gekry het om te drink, waar hulle gerus het. Maar ons sien ook dat by die putte was die werking van die Heilige Gees heel dikwels op sy grootste. As jy mens vat byvoorbeeld Jesus en die Samaritaanse vrou. Dit het by 'n put gebeur. So wat 'n put in hierdie opsig het vir my die kerk, die gemeenskap van gelowiges, want dit is waar hulle bymekaar gekom het. So daar is sekere goed wat 'n kerk moet hê. 'n Kerk moet geanker wees in Jesus. Die fokus moet wees dat 'n kerk jou leer, want dit is wat die mense hier moet doen. They've got to equip the saints. Hulle moet die mense oplei. So 'n kerk moet gefokus wees op Jesus en jou leer om meer en meer soos hy te wees.
meer en meer van hom te wees. Die tweede ding wat belangrik is in 'n kerk is daar moet liefde onder mekaar wees, want dis die uitvloeisel van Jesus, agape. En dan die derde ding wat baie belangrik is die genade. The grace of God in 'n kerk. En hoekom is dit belangrik? In Afrikaans het ons nie die woordjie genade, maar in Engels is hy grace and mercy. En grace is die onverdiende guns wat ons van die Here af ontvang. So dit beteken dat jy die Here se guns en se seën al verdien jy dit nie. En as 'n mens in 'n kerkgemeenskap dit verstaan, dan sal ons verstaan dat een is nie groter as 'n ander een nie. Een is nie belangriker as 'n ander een nie, want ons is almal uit genade uitgered. Die tweede ding wat genade saamvat is mercy. Dit is dat ons nie die straf gekry het wat ons toekom nie, maar dat Jesus die straf gevat het. So ons is almal, die Here kyk na ons harte, maak nie saak wie of wat ons is nie. Dis wat in ons harte is wat vir die Here belangrik is. Nie wie of wat jy is nie. So dis die drie goed wat vir my belangrik is as ons in 'n gemeenskap van gelowiges is. So Kolossense 2:2, my doel daarmee is dat julle bemoedig moet word. Hulle moet met liefde aan mekaar verbind wees en saamstreef na 'n diep en volledige insig sodat hulle God se geheimenisse kan ken. Die geheimenis is Christus en in hom al die verborgde skatte van wysheid en kennis te vind. Alles is in Jesus. Die fokus moet Jesus wees in 'n kerk, want in hom, sê dit, is al die verborgde skatte en wysheid en kennis te vind, wat jy sal nodig hê op hierdie aarde. Die volgende skrifgie is Kolossense, ook soos ek gesê het, ek's in Kolossense. Wees geduldig met mekaar en vergewe mekaar, as die een iets teen 'n ander het. Soos die Here julle vergewe het, moet julle mekaar ook vergewe. Bo dit alles moet julle mekaar lief hê. Dit is die band wat julle tot volmaakte eenheid saambind. En die vrede wat Christus gee, moet in julle lewens die deurslag gee. God het julle immers geroep om as lede van een liggaam in vrede met mekaar te lewe. Wees altyd dankbaar. Die boodskap van Christus moet in sy volle rykdom in julle bly. Leer en onderrig mekaar met alle wysheid. Met dankbaarheid in julle harte moet julle psalms, lofgesange en ander geestelike liedere tot eer van God sing. En wat julle ook al sê of doen, sê en doen dit alles in die naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur hom. Hierdie is vir my so 'n baie mooi opsomming van die kerk. En wat ek nou net gesê het, wat die punt is. Julle weet 'n liggaam, ons kan nie alleen funksioneer nie. Ons kan nie geïsoleerd funksioneer nie. Want 'n liggaam het sekere lede. So as jy 'n arm is of as jy 'n hand is en jy is alleen by jou huis, dan gaan mis jy die res van die liggaam. Jy gaan nie die volle waarheid hê nie. Jy gaan nie, ons is in 'n persoonlike verhouding met die Here, dis die belangrikste, en ek gaan daarby kom as ek by die altaar kom, maar ons het die liggaam van Christus nodig. Want die volgende skrifgie, Jakobus 5:13-16 sê, is een van julle dalk in die moeilikheid, laat hy dan met God gaan praat. As iemand goed of gelukkig voel, moet hy liedere sing wat vertel hoe goed God vir hom is. Is een van julle siek? Hy moet die leiers in die gemeente roep om vir hom te bid. Hulle moet olie op hom sit as bewys van die teenwoordigheid en krag van God. As 'n mens God so vra en hom vertrou, sal die Here die persoon help. Hy sal hom nie net alleen gesond maak nie, maar as hy dinge gedoen het waarvan God nie hou nie, sal God hom ook oorsien. Erken dit openlik as jy dinge gedoen het wat God nie wou gehad het nie. Bid vir mekaar sodat jy gesond kan word. God luister graag na mense wie se saak met hom reg is. Ons het die gemeenskap van gelowiges nodig om gesond te word, om die dinge wat in ons harte nie lekker is nie reg te maak. Ons het hier by die kerk het ons mense wat vir ons help, waarvoor jy kan gaan vir counselling of vir berading en so. En die hoof prinsip van dit is ek bring my hart en dit wat daar is in die lig. Ek bely dit teenoor 'n medegelowige en die Here genees my deur die werking van die Heilige Gees. Dit is in sy eenvoudigste vorm wat dit is, en dit is belangrik dat ons dit sal doen.
Anders gaan 'n ou met 'n insident in jou lewe om die berg en om die berg en om die berg. As daar 'n berg in jou lewe is, dan het die Here 'n afspraak met jou, saam met 'n medegelowige. Ek het hierdie gesien toevallig Oranje. The Culture We Cultivate. Dit was op die op ons Facebook page. En toe ek hierdie voorberei, ek dink ek het hierdie donderdag of Vrydag eers gesien en toe laai ek dit gou af. The Culture We Cultivate at Cultivation Church, deeply connected to God, deeply connected to one another, serving with humility, contributing with faithfulness, and pursuing excellence in all things. Ek wou dit net met julle deel. Volgende ding, die altaar. En seker die belangrikste een. Die altaar, julle sal in die woord is al verskeie plekke waar hulle altare gebou het. As hulle deur die Jordaan gegaan het, dan het hulle altaar gebou. 'n Altaar was om God te aanbid, dankbaarheid aan God te wys, offers te bring en 'n belangrike ontmoetings met God te herdenk. So as jy kyk na die volgende skrif, ek is nou in Exodus. Toe sê die Here vir Moses, so moet jy vir die Israeliete sê, julle het nou self ervaar dat ek uit die hemel met julle kom praat het. Julle mag nie gode uit silwer maak om my plek in te neem nie. Julle mag nie vir julle gode uit goud maak nie. Julle moet vir my 'n altaar van grond bou en julle brandoffers en maaltydoffers uit julle kleinvee en beeste daarop bring. Op elke plek waar ek my naam wil laat aanroep, sal ek na julle toe kom en julle seën. So dit was 'n plek waar die Here se naam aangeroep is en waar die Here se blessing of se seën in was. En dit is ons persoonlike aanbiddingstyd. Ons is veronderstel, figuurlik gesproke, om elke oggend 'n altaar op te rig waar ons die Here in ons persoon tot persoon aanbid. Hoe doen ons dit? Dis deur tyd saam met hom te spandeer, deur te praise en te worship, aanbidding, deur te sit en luister na hom, nie 'n gebedslysie te hê nie. En in dit word ons van die binnekant af buitekant toe verander. So die volgende skrif is Kolossense 1 vers 15. En dit is die rede hoekom ons hierdie doen. Die seun is die beeld van God wat self nie gesien kan word nie. Die seun is die eerste, verhewe bo die hele skepping. God het deur hom alles geskep, wat in die hemel en op aarde is, alles wat gesien kan word en alles wat nie gesien kan word nie, konings, heersers, maghebbers, gesagvoerders. Alles is deur hom en vir hom geskep. Ons is deur hom en ons is vir hom geskep. As jy dink aan die tuin van Eden, wat het God die Vader gedoen? Hy het saam met Adam en Eva kom fellowship. Ek weet nou nie wat se Afrikaans vir dit is. Weet julle hoe belangrik is dit in 'n verhouding met Jesus? Want dis hoekom hy hulle geskaap het. Om 'n verhouding te hê. Ons aanbid 'n God van verhouding. Ek het iewers gelees en ek is nie seker van my feite nie, maar dat die woord Christen slegs 3 keer in die Nuwe Testament voorkom. Dat die woord Christen eintlik nie dit eintlik gaan dat ons eintlik moet sê ek is in verhouding met Jesus. Dis hoe ons onsself moet beskryf. Jy kan nie 'n verhouding hê met hom. Dis soos om getroud te wees met 'n eggenoot wat jy glad nie ken nie. Jy spandeer tyd met jou eggenoot. Jy leer naderhand hulle ins en hulle outs ken, hulle gesigsuitdrukkings. Jy weet as hulle nie lekker is nie. Dis hoe ons in 'n verhouding met Jesus moet wees. So, hierdie was vir my so mooi. As hy my in 'n skare sou sien, glo ek hy sou my herken. Maar sou ek hom in die skare herken? En dis 'n vraag wat ons elkeen vir onsself moet vra. Ek het sy gees gevoel. So gevoel dit asof ek hom nie ken nie. Ek bedoel hom regtig ken nie. So ons ervaar sy woord, ons lees sy woord, ons stem met die beginsel saam.
Ek ervaar die Heilige Gees, maar sal ek hom in die skare herken? Sal ek weet, daar loop Jesus? Ons moet bid, asof ons weet, hy luister, en hy sien. Die Here sien elke een van ons. Die Here hoor elke een van ons. Hoe doen ek dit? Hoe bou ek my altaar? Ek lees sy woord. In Hebreërs 4:12 staan, die woord is kragtig en lewendig. Kragtig en lewendig. Skerper as enige swaard met sy 2 snykante en dring deur selfs tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg. Dit beoordeel die bedoelings van die hart. Die woord is lewendig want dit is Jesus. Die woord is Jesus. So hy is lewendig. Dis nie 'n stuk geskrewe storieboek wat jy lees nie. As 'n mens in die woord inklim, begin hy met jou werk, met jou hart werk. Die tweede ding wat vir my belangrik is lofsang en aanbidding, want weet julle wat, dit vat ons fokus van Goliat af en dit sit ons fokus op die Here. Dit lig ons fokus. En in dit, die oomblik wat jy die Here daar's put on the garland of praise for a spirit of heaviness. Met ander woorde, as jy down in the dumps is, en dis dan die moeilikste offerande om te doen, is om dan die Here op te lig. Ek het vir Louis Giglio geluister, iets wat hy gesê het, en hy sê dit is wat hy het deur 'n angstyd in sy lewe gegaan, baie swaar was vir hom, en hy sê dit is wat hom deurgebring het, lofprysing. Om aan elke keer, en hy het nie so gevoel nie, was nie lus om dit te doen nie, maar elke keer wat hy dit gedoen het, het dit sy fokus van homself afgehaal, en die fokus op die Here geplaas. Dan ons moet tyd saam met die Here spandeer, nie net om ons inkopieslysie te gee nie, ons gee nie inkopieslysie nie. Daar was 'n gebed van 'n jong seentjie wat gebid het en vir God die Vader gevra het, Vader, hoe gaan dit met Jesus vandag? Is hy okay? Wat doen hy vandag? Daar was niks wat hy vir homself gevra het nie. Maar hy wou in 'n verhouding met Jesus waar hy weet, wat doen jy vandag? Wat is jou kleur? Waarvan hou jy? Waarvan hou jy nie? Jesus was die versinne beeld van God die Vader. Hy was God die Vader en ons is in sy beeld en gelykenis geskape. So die emosies wat ons ervaar hy. En dan in hierdie hele proses, jy moet verstaan dat geen werke ons in Jesus kan verander nie. Net hierdie ding. Dat ons tyd by Jesus spandeer en dit gebeur het van die binnekant af, buite toe. Dan as die tekkie die teer slaan, kan ek staan. As iets gebeur in my lewe wat nie lekker is nie, kan ek staan. En dan die laaste ding is die gemeenskap van gelowiges, wat belangrik is, dat ons dit nie afskeep nie. Wat is die resultaat van 'n altaarbou? Ek leer die goedheid van God ken. Ek weet nie hoe staan 'n mens as jy nie weet dat God is goed nie. Hoe verloor jy jou kind en jy weet nie dat God is goed nie? Hoe gaan 'n mens deur baie moeilike tye? Want ons het gelees, die Here sê, in die wêreld sal julle dit moeilik hê. So hoe gaan ek deur, maar ek weet nie God is goed nie. En dit bou ek in 'n verhouding vir hom. Dit sê in Eksodus 34, ek dink is 34 of 33, een van my, hou baie van daai skrif. Ek is die Here God, barmhartig en vol trou, lankmoedig en vol liefde. Dis wie hy is, maar hy is ook heilig. Geen werke wat ons doen kan ons verlos of kan ons verseker. Ons moet getrou wees in die klein goedjies en ons moet alles doen asof dit vir hom doen, as ons dit vir hom doen. Maar die belangrikste is ons moet in die oggend gaan en ons moet ons manna by die Here gaan haal in 'n verhouding met hom. Julle weet die manna in die Israelitiese tyd het vrot geword. Die volgende dag, dit wat oorgebly is, as ek reg, het vrot geword. Die Here het net vir daai dag voorsien. So hoe loop ek my wandel? Ek gaan na die Here toe en ek sê, Here, hier is ek. Wat wil u vandag vir my sê? En hierdie het julle al baie gehoor op hierdie podium. Wat wil u vandag vir my sê? En in dit sit hy vlerke onder jou
En hy vat jou deur daai dag, maak nie saak wat voor lê nie. In Kolossense 1:6 staan daar, en dit is die goedheid van God. Julle is die enigstes wat die goeie nuus gehoor het nie. Oor die hele wêreld het die wonderlike nuus al by mense uitgekom en steeds versprei dit soos 'n veldbrand. Net mooi oral kom 'n mens die vrugte daarvan teë. Julle het mos self die ervaring daarvan. Van die dag af dat dit tot julle deurgedruk het, hoe goed God vir julle is, sonder dat julle dit regtig verdien. Weet julle dat die ware God aan die werk is. Saam met die goedheid van God en die geloof in sy goedheid is daar vertroue. So ek wil julle gou 'n staaltjie vertel, ek my tyd ophou, ek moet vinniger gaan. Die akrobaat Charles Blondin het op 'n tou geloop oor die bruisende waters van die Niagara watervalle. En hy het klomp gedoen en toe op die einde toe hy die kruiwa en hy stoot toe die kruiwa oor die tou. En hy sê toe vir die mense, glo julle kan dit doen? En hulle sê ja, hulle glo hy kan dit doen. En hulle sê toe, goed, wie gaan eers inklim in die kruiwa? En toe se Job stil. En dis die verskil wat ons het. Geloof is 'n oortuiging. Ons glo in God, ons erken sy krag en ons glo in die Bybelse leringe. Maar vertroue is aksie. Dit beteken ek los beheer oor my lewe aan Jesus oor. Ek vertrou dat wat ook al oor my pad kom, hy my in sal onderneem. Ek klim in die kruiwa, al voel dit wankerig. Dit is om in sy beloftes te rus en om toe te laat om jou pad te lei. Ek het myself in hierdie tyd baie keer gesê dat ek dit verbaliseer het vir myself. Ek vertrou die Here. Ek vertrou Jesus vir die uitkoms, want ek weet hy's goed. So wat ook al vir my voorlê met hierdie woonstel, ek vertrou die Here. In Kolossense 1:3-4, wanneer ons tot God die Vader van Here Jesus Christus bid, dank ons hom altyd vir julle, omdat ons gehoor het van julle geloof in Christus Jesus en van julle liefde vir al die gelowiges. Maar dan wil ek die Engels, begin my net hierdie. We have heard of your faith in Christ Jesus, the leaning of your entire human personality on him in absolute trust and confidence in his power, wisdom and goodness. Gaan net stop. Maar dit is wat dit is om in Jesus te glo. Dan die tweede ding, ons leer die werking van die Heilige Gees. Hy is 'n trooster. Toe Jesus opgevaar het in die hemel, het hy sê die Heilige Gees is hier wat in ons woon. Hy is nie buite ons nie. Dit is hier binne in ons. Hy lewe in ons. So hy is die trooster, die helper, die Gees van die waarheid, die aanmoediger, hy is ons advokaat. Hy is die gewer van gawes, die gewer van wysheid. En dan die laaste, maar belangrikste, ons leer ken, Jesus ken, en ons leer sy wil ken. Die laaste skrifgie, vers 1 tot, nee, dit is nie die laaste skrifgie nie. Die evangelie het julle bereik, en net soos dit in die hele wêreld vrug voortbring, en verder versprei, gebeur dit ook by julle, van die dag af wat julle van God se genade gehoor het, en dit leer ken het, soos dit werklik is. Daarom, van die dag af dat ons van julle gehoor het, hou ons nie op om vir julle te bid nie. Ons vra God dat hy deur al die wysheid en insig wat die Gees gee, julle sy wil duidelik sal laat ken, sodat julle tot eer van die Here sal lewe, deur net te doen wat hy verlang. Mag julle vrugte dra deur goeie werke en toeneem in die kennis van God. Mag God julle deur sy wonderbare krag, julle alle sterkte gee om in alle omstandighede geduldig te volhard. En dan wil ek net 'n laaste skrifgie lees, Kolossense 2, ek is baie lief vir skrif lees, dit voel vir my, dit is die, maar ek gaan sommer net, ek gaan nie alles daar lees nie, ek gaan begin by vers 3, of by vers 2, my doel daarmee is dat hulle bemoedig moet word. Hulle moet met liefde aan mekaar verbind wees, ek het dit al gelees, en moet strewe na diep en volle insig, sodat God se geheimenisse kan ken. Die geheimenisse is Christus, en in hom al die verborgde skatte van wysheid en kennis te vind. Dan vers 6, aangesien julle dan Christus Jesus as Here aangeneem het,
moet julle in verbondenheid met hom lewe, in hom gewortel en op hom gebou, vas in die geloof soos julle geleer is en met dankbaarheid verval. In hom is die volle wese van God beliggaam en in verbondenheid met hom leer julle in sy volheid. Hy is die hoof oor elke mag en gesag. Ek gaan afsluit want ons tyd is verby. As daar een ding is wat ek vanoggend net wat ek hoop ek vir julle kan oordra is, daar sekere goed wat ons van ons kant af moet doen. Jy kan nie 'n vis vang as jou visstok nie in die water is nie. Ons moet die gemeenskap van gelowiges. Die Here sê, moenie dit, ek dink dit staan iewers in Hebreërs. Moenie die gemeenskap van gelowiges afskeep nie. Jy kan nie alleen funksioneer nie. Jy moet jou elke daagse wandel moet jy doen asof jy dit doen vir die Here. Wees getrou in die klein goedjies, dan die laaste ding, bou jou altaar elke oggend. Kry jou manna elke oggend. Leer Jesus ken, leer hom in sy goedheid ken.